Wanneer jy aan oefening dink, wat kom eers by jou op? Spierklag? Uithouend vermoë, seker. Ja, uithou en vermoë, miskien om na 'n lang dag net 'n bietjie stoom af te blaas. Maar wat as die mees diepgaande effek van jou beweging nie in jou spiere is nie, maar diep binne in jou brein? En dit is presies die kern van vandag se gesprek. Ons gaan kyk na daai intieme, byna onsigbare dans tussen die liggaam en die brein. En ons gaan dit doen deur die lens van Pilates spesifiek. Ja, presies. Ons het 'n besonder insiggewende onderhoud met die deskundige Caroline Burger de Femini, 'n gerespekteerde Pilates en gyrotonic instrukteur as ons gids. En ons missie vir jou vandag is om te verstaan waarom bewuste, gestruktureerde beweging soos Pilates soveel meer as net, wel, fisiese aktiwiteit. Die bronmateriaal voer aan, dis 'n manier om letterlik jou brein se stroombane te herbedraad. Ja, en om 'n dieper balans in die lewe te vind, ons gaan uitpak hoe moderne neurowetenskap hierdie eeue-oue intuïsie nou onteenseglik bevestig. Goed, kom ons krap 'n bietjie dieper. Om te begin moet ons 'n baie ou en eerlikwaar hardnekkige idee wat meeste van ons steeds het eenkant toeskuif. Ja, die bron noem dit 'n fundamentale fout en dit het my dadelik getref. Dis hierdie idee dat die brein hierbo in jou kop sit, soos 'n soort abstrakte hoofuitvoerende beampte in 'n beheertoring. Ja, die groot baas. Presies. En jou liggaam is maar net die werker op die fabrieksvloer wat die opdragte meganies uitvoer. Maar dit blyk, die wetenskap vertel ons nou 'n heeltemal ander en baie meer interessante storie. 'n Veel meer interessante storie. Die konsep wat nou na vore kom is die van die beliggaamde brein of un cerveau incarné, soos die bron dit stel. So wat beteken dit, 'n beliggaamde brein? Dit beteken jou brein is nie afgesonder nie, dit word oomblik vir oomblik gevorm en beïnvloed deur elke sensoriese, motoriese en emosionele ervaring. Elke enkele beweging wat jy maak, verander jou brein se fisiologie. En andersom ook, seker? Absoluut. Andersom, elke toestand van jou brein of jy gestres, kalm of gefokus is, het 'n direkte impak op jou postuur, jou asemhaling en hoe jy die wêreld om jou ervaar. Hulle is onlosmaaklik verbind. Daar's 'n aanhaling in die bron wat my werklik laat regop sit het. Dit sê, wanneer ons 'n oefening met presisie uitvoer, versterk ons nie net 'n spier nie. Ons beeldhou letterlik neuronale stroombane. Dis 'n kragtige beeld, né? Is ongelooflik. Dit laat my dink aan elke keer wat ek half afwesig deur 'n oefening jaag net om klaar te kry. Ek bedoel, ek bou waarskynlik slordige stroombane. Presies. Dit verander heeltemal hoe jy dink oor die kwaliteit van jou beweging, nie net die hoeveelheid nie. En die fascinerende ding is dat ons dit nou kan sien gebeur. Dis nie meer net 'n filosofiese teorie nie. Glad nie. Danksy tegnologie soos funksionale MRI en EEG kan navorsers intyds waarneem hoe breinaktiwiteit verander met postuur, asemhaling en beweging. Dis sigbare wetenskap. So hulle kan sien wat in my brein aangaan terwyl ek 'n Pilates oefening doen. Jep. Hulle sien hoe Pilates spesifiek daai netwerke aktiveer wat betrokke is by motoriese koördinasie, propriosepsie. Propriosepsie, dis 'n mondvol. Dis 'n fancy woord vir jou brein se bewustheid van waar jou liggaam in die ruimte is, sonder om te kyk. OK, dit maak sin. En dit aktiveer ook netwerke vir emosionele regulering en uitvoerende funksies soos beplanning en fokus. Jy is letterlik besig om die argitektuur van jou brein te verfyn. Wag 'n bietjie. As die brein en liggaam dan in so 'n konstante twee-rigting gesprek is, wat gebeur as een van die twee of albei onder geweldige druk is? Ek praat natuurlik van stres. Ja, wat deesdae byna almal se realiteit is. Hoe gooi dat hierdie hele delikate stelsel omver? Dis 'n uitstekende vraag, want dit is waar die meeste van ons die ontwrigting ervaar. Jy kan daardie brein-liggaam-konneksie sien as 'n twee-rigtingskommunikasielus. 'n Lus? Ja, inligting vloei konstant van die liggaam na die brein, dis die afferente bane, en van die brein terug na die liggaam, die efferente bane. Goed. As daai lus harmonies is, voel jy gebalanseerd. Maar chroniese stres, wel, dis is aanhoudende statiese inmenging op daardie kommunikasielyn. Soos 'n slegte radiosein? Presies. En soos die bron dit uitsê, doen dit 'n paar baie spesifieke skadelike dinge. Dit versteur die kommunikasie tussen neurone en dit benadeel sinaptiese plastisiteit. Ons sal later dieper hierop ingaan. Maar is basies jou brein se vermoë om te leer en aan te pas. En dit doen seker nog meer.
Ja, dit bevorder ook inflammasie en dit gooi jou liggaam se sentrale stresreaksiestelsel, die hypothalamus pituitêre adrenale as, heeltemal uitpas. Sjoe. So, met ander woorde, die stres skep chaos in die stelsel. En dit het dan sekerlik tasbare gevolge vir hoe ons funksioneer. Absoluut. Direkte, meetbare gevolge vir jou geheue, jou by en jou vermoë om goeie helder besluite te neem. Dis hoekom jy sukkel om te fokus of dinge onthou wanneer jy oorweldig voel. Dis presies dit. Dis nie net 'n gevoel nie, dis 'n fisiologiese realiteit. Die kommunikasielyne in jou liggaam is besig om te raas. Goed, so dit is die probleem. Hoe tree penapistan op as 'n teenmiddel? Die bron beskryf dit as 'n kragtige moduleerder teen daardie chaos. Wat maak dit so effektief? Dit is 'n fascinerende punt. Alhoewel ander bewuste praktyke soos yoga of tai chi beslis voordele inhou, lê die krag van Pilates volgens hierdie bron in sy unieke kombinasie van elemente. Hoe so? Dit teiken nie net spiere nie, dit betrek die senuweestelsel in sy geheel op 'n baie spesifieke manier. Die gekontroleerde asemhaling, die presiese, gefokuste bewegings. En die intense liggaamsbewusheid. Ja, dit alles skep saam 'n uiters gunstige neurofisiologiese omgewing. Dink daaraan so. Eerstens, dit aktiveer die parasimpatiese senuweestelsel. Dis die rus- en verteerstelsel, reg? Dis basies die noodrem vir jou liggaam se stresreaksie. Tweedens, dit verminder kortikale ooropwekking. Kortikale ooropwekking. Dit klink nogal ernstig. Wel, dit klink ingewikkeld, maar die ervaring is alledaags. Dink aan jou brein soos 'n radio wat tussen stasies vassit, daar die konstante statiese geraas wat jou angstig en rusteloos maak. Ek ken daai gevoel. Pilates help om die sein skoon te maak en op die regte frekwensie in te skakel. Dit kalmeer daardie geraas. En laastens, dit bevorder beter samehang tussen verskillende breinnetwerke. So dit help die verskillende dele van my brein om beter met mekaar te praat. Presies. Dit help die deel wat aandag beheer, om beter met die deel te praat wat emosies reguleer. Hulle begin samewerk as 'n span, eerder as om teen mekaar te skree. Dit bring ons by 'n konsep wat die bron beskryf as 'n absolute game changer, neuroplastisiteit. Ja, dis hierdie ongelooflike hoopvolle idee dat jou brein nie 'n vaste, onveranderlike orgaan is nie. Neuroplastisiteit is die brein se merkwaardige lewenslange vermoë om homself te herorganiseer en te herstruktureer gebaseer op jou ervarings. Die boodskap hier is ongelooflik bemagtigend. Dit is nooit te laat om te leer, aan te pas en te verander nie. So jou brein is nie in klip gegiet nie. Glad nie. Dis meer soos klei wat voortdurend gevorm kan word deur jou aksies en gedagtes. En Pilates, volgens hierdie bron, dien dan as 'n katalisator vir hierdie proses. Dit gaan dus nie net daaroor om te onderhou wat jy reeds het nie, maar om aktief nuwe, sterker, meer doeltreffende paadjies in jou brein te bou en te verbeter. En dit het seker spesifieke voordele. Absoluut. Die bron noem dat Pilates, deur neuroplastisiteit aan te moedig, jou prosedurele geheue versterk. Dit is jou hoe-om geheue vir vaardighede. Soos fietsry. Presies. Ofwel die uitvoer van Pilates oefeninge. Maar die voordele strek verder. Dit verfyn jou motoriese patrone, wat jou meer doeltreffend laat beweeg in jou alledaagse lewe. Dit ondersteun uitvoerende funksies soos beplanning en probleemoplossing. En vir die toekoms? Op die lange duur dra dit by tot die verlangsaming van ouderdomsverwante kognitiewe agteruitgang. Jy bou letterlik 'n meer veerkragtige, aanpasbare brein vir die toekoms. Goed, dit klink amper te goed om waar te wees. Ek moet die skeptikus in my 'n stem gee. Hoe word dit alles gemeet? Dis 'n baie belangrike vraag. Hoe weet ons, dit is nie net 'n subjektiewe gevoel van welstand nie, maar dat daar werklike fisiese veranderinge plaasvind? Dit is die regte vraag, en die antwoord lê in 'n multidimensionale benadering tot navorsing. Wetenskaplikes gebruik nie net een instrument nie, maar 'n hele reeks. Soos wat? Ja, eerstens is daar neurobeelding. Toestelle soos fMRI wys nie net veranderinge in breinaktiwiteit nie, maar nog belangriker, en die konnektiwiteit tussen streke soos die prefrontale korteks, jou dinkende brein, en die cerebellum. Die deel wat beweging koördineer? Ja, hulle kan sien hoe die hoofweë tussen hierdie streke sterker en meer doeltreffend word. So ons kan sien hoe die brein se bedrading verander.
Maar wat van tydens die oefening self? Dis seker moeilik om iemand in 'n groot MRI-masjien te laat rondbeweeg. Presies. En dis waar 'n ongelooflike tegniek genaamd FNIRS inkom. FNIRS. Ja, dis 'n mondvol, dit staan vir Functional Near Infrared Spectroscopy. Maar wat dit doen is verstommend. Dis 'n draagbare toestel wat bloedvloei en suurstofvlakke in die brein kan meet terwyl jy beweeg. Wag. Jy sê dat ons met die ding kan sien hoe my brein se suurstofvlakke verander terwyl ek 'n Pilates oefening doen. Dis presies dit. Dit is. En hierdie studies wys dat Pilates 'n meer stabiele en doeltreffende oksigenasie in die brein bevorder, veral in daai frontale areas wat met fokus en aandag verband hou. Sjoe, en dit stop seker nie daar nie. Nee, hulle kyk ook na die liggaam se fisiologiese reaksie. Een van die belangrikste metings is hartklopveranderlikheid of RHV. 'n Hoër RHV is 'n teken van 'n gesonde, aanpasbare senuweestelsel. En Pilates help daarmee. Navorsing toon 'n konsekwente toename in RHV na Pilates-programme. Terselfdertyd meet hulle streshormone, soos kortisol, in jou speeksel en sien dat daai vlakke afneem. Dis tasbare biochemiese bewyse. So ons het breinbeeldvorming, bloedvloei en streshormone. Die laaste stuk van die legkaart moet dan kognitiewe prestasie wees, né? Verbeter mense se denke werklik? Ja, en dit word ook getoets deur neuropsigologiese evaluerings voor en na 'n Pilates-program te doen. Sien navorsers beduidende, meetbare verbeterings in dinge soos volgehoue aandag, werkende geheue en kognitiewe bysaamigheid. So dis 'n omvattende prentjie. Dit kyk na hoe die brein struktureel en funksioneel verander, hoe die liggaam se stresreaksie aanpas en hoe die jou kognitiewe prestasie in die regte wêreld werklik verbeter. So, wat beteken dit alles nou eintlik vir jou, die luisteraar? Hoe pas al hierdie indrukwekkende stukke in mekaar in jou daaglikse lewe? Die bron gebruik 'n wonderlike term. Pilates dien as 'n harmoniserende faktor. Dit werk soos 'n meesterdirigent vir jou liggaam se orkes. 'n Dirigent. Ek hou van daai beeld. Dit is nie soos om net een spier te oefen nie. Dit werk as 'n transversale reguleerder wat die verhoudings tussen jou motoriese, kognitiewe en emosionele netwerke balanseer. Dit sorg dat alles saamwerk. Presies, dat al die instrumente saam in harmonie speel. Dit bring sinkronisasie na die hele stelsel. En dis waarom die voordele so wyd verspreid is, van beter postuur tot verbeterde by- en skerper denke. Nou dis belangrik om 'n gebalanseerde siening te hê. Die bron is ook eerlik oor die beperkings in die huidige navorsing, né? Ja, hulle noem dinge soos dat studies soms klein steekproefgroottes het. En dit is 'n teken van goeie, eerlike wetenskap. So ons moet dit nie as 'n swakpunt sien nie. Glad nie. Inteendeel, dit is 'n aanduiding van opwindende toekomstige navorsingsrigtings. Dit wys waar ons dieper moet delf. Studies op spesifieke bevolkings, soos bejaardes of mense met chroniese stres. En seker langer studies ook. Ja, langertermynstudies om te sien hoe hierdie veranderinge oor jare volgehou word. Die huidige data is sterk en die toekoms van hierdie navorsing is selfs meer belovend. Wat my regtig bybly is hoe die bron dit aanterugbring na ons definisie van sukses. Dit is die uiteindelike so wat, né? Hierdie navorsing daag ons uit om sukses anders te sien. Dit gaan nie net oor produktiwiteit of om die volgende doelwit af te merk nie. Maar waaroor gaan dit dan? Ware volhoubare sukses berus op 'n dinamiese, lewendige balans tussen die liggaam en die brein. As ons dit verstaan, word bewuste beweging soos Pilates nie meer 'n luukse nie. Of iets wat jy doen as jy tyd het. Presies. Dit word 'n fundamentale daad van globale gesondheid, een wat jou besluitname, jou stresbestuur en selfs jou kreatiwiteit direk ondersteun en voed. Om dit dan alles saam te vat, jou brein is nie 'n statiese rekenaar wat in jou skedel vasgevang is nie. Dis 'n lewende, plastiese orgaan wat diep en voortdurend beïnvloed word deur jou liggaamlike ervaring. En 'n aangepaste, bewuste fisiese aktiwiteit soos Pilates is nie net instandhouding vir jou liggaam nie. Maar dit is 'n aktiewe bouproses vir 'n meer veerkragtige en gebalanseerde toekoms. Presies. Die bron sluit af deur te sê dat deur die wetenskap en beweging te versoen, ons 'n meer menslike en regverdige visie van gesondheid skep. 'n Visie baar sukses nie in 'n bankrekening of 'n titel hê nie. Maar gewortel is in die fundamentele, onbreekbare harmonie tussen jou liggaam en jou brein.
En ons wil jou met hierdie laaste gedagte laat. Die bron verbind hierdie liggaam-brein-harmonie direk aan sukses. So, die volgende keer as jy oor jou persoonlike of professionele doelwitte dink, vra jouself af, is jou liggaam 'n aktiewe vennoot in die bereiking daarvan, of is dit bloot die voertuig wat jou brein na die volgende vergadering vervoer?